Goeiemôre. Ons gaan voort in ons reeks aan die voete van Jesus en vandag gesels ons oor verdeeldheid. Ons is besig met gelykenisse en hierdie gelykenis word in 3 verskillende evangelies vir ons herhaal. In een evangelie kom dit selfs 2 keer voor. So kom ons kyk na die gelykenis en wat dit vir ons impliseer. Een van die groot dinge wat ons moet leer in hierdie gedeelte is dat daar 'n onvergeeflike sonde is. En dit weet almal wat hulle Bybel ken, dat die onvergeeflike sonde is om teen die Heilige Gees in te gaan. Dit as jy hom laster, sal dit jou nie vergewe word nie. En in hierdie gedeelte gaan ons redelike aandag aan die werklike betekenis van hierdie gedeelte gee. Maar kom ons begin en ons lees saam Matteus 9 vers 32 tot 34. En terwyl hulle weggaan, bring die mense 'n stom man wat van die duiwel besete was na hom, dis na Jesus toe. En nadat die duiwel uitgedrywe was, het die stomme gepraat. En die skare het hulle verwonder en gesê: "So iets is nog nooit in Israel gesien nie." Maar die Fariseërs het gesê: "Deur die owerste van die duiwels dryf hy die duiwels uit." So die skare is in verwondering oor die wondere wat Jesus doen. Maar die kerkleiers van daardie tyd skryf dit aan iets heeltemal anders toe. En hulle sê dat die krag wat die Here gehad het, nie van God die Vader kom nie, maar dat die krag kom van die duiwel. En dit is waar ons begin met hierdie onvergeeflike sonde. Kom ons lees verder en dan sien ons waar dit van toepassing is as ons aangaan na Matteus 12 toe. Ons begin met Matteus 12 vers 22 tot 27. Toe het hulle 'n duiwelbesetene wat blind en stom was na hom gebring en hy het hom gesond gemaak, sodat die blinde en stomme kon praat en sien. En die hele menigte was verbaas en het gesê: "Is hy nie miskien die seun van Dawid nie?" Maar toe die Fariseërs dit hoor, sê hulle: "Hy dryf die duiwels nie anders uit as deur Beelzebul, die owerste van die duiwels nie." Maar Jesus het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: "Elke koninkryk wat teen homself verdeel is, word verwoes. En elke stad of huis wat teen homself verdeel is, sal nie bly staan nie. En as die Satan uitdryf, dan is hy teen homself verdeel. Hoe sal sy koninkryk dan bly staan? En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle jul regters wees." En kom ons lees nog 'n bietjie verder. Vers 28 tot 32. Maar as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God by julle gekom. Of hoe kan iemand in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man geboei het nie, en dan sal hy sy huis beroof? Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. Daarom sê ek vir julle, elke sonde en lastering sal die mens vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal nie vergewe word nie. En elkeen wat 'n woord spreek teen die seun van die mens, dit sal hom vergewe word, maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook nie in die toekomende nie. En hier kom ons by die kern van die saak uit. Christus sê self vir ons, jy kan teen hom praat en jy sal nog vergifnis ontvang as jy jou sonde bely. Maar as jy teen die Heilige Gees praat, dan sal jou sonde jou nie vergewe word nie. En dit laat dadelik die vraag ontstaan, maar wat is sonde teen die Heilige Gees? In hierdie geval sien ons, die Gees van God was vaardig oor Christus. Die drie eenheid het saamgewerk. Maar die krag wat deur Jesus geopenbaar is toegeskryf aan iets anders. Dit is nie aan God toegeskryf nie, dis aan die duiwel toegeskryf.
So die mensdom het gesê dat hierdie magte kom van die duiwel af. En dit is 'n sonde wat nie vergewe kan word nie. En dit bring ons by 'n baie moeilike gedeelte. Ons sit in 'n wêreld waar daar sekere denominasies is wat verskriklik baie klem lê op die Heilige Gees. As jy uit 'n meer, kom ons noem dit maar kalvinistiese agtergrond kom, dan is jy geneig om skepties te staan teenoor hierdie dinge. Kom ons gebruik die voorbeeld van spreek in tale. As jy 'n analise maak en jy kyk na mense wat in tale spreek, dan is baie van hulle is dit blote herhaling van sekere frases wat gegee word. En dan ontstaan die vraag, is dit werklik die spreek in tale? En dit is nou waar jy moet bid en vra om leiding te ontvang. Is daardie persoon werklik deur die Heilige Gees beïnvloed en spreek daardie persoon in 'n taal wat deur God gegee is? Of is dit 'n persoon wat hom of haarself wil probeer heilig hou en wys dat hulle beter is as die res van die gemeente en daarom praat op 'n manier wat niemand verstaan nie? So, is dit die Gees van God wat werksaam is, of is dit die gees van Satan wat werksaam is? Want die een gaan maak dat jy werklik in tale spreek en die ander een gaan jou laat brabbel. Dit is 'n baie moeilike saak. Hoe hanteer 'n mens hierdie ding? Hier moet jy vra vir die Gees van God om jou te lei. As ons Paulus se briewe bestudeer, dan sien ons dat hy gesê het dat dit beter is om te profeteer as om in tale te praat. Maar nou kry jy baie denominasies wat sê, as jy nie in tale spreek nie, is jy nie gered nie. En dan kry jy selfs van die predikers in hierdie kerke wat so ver gaan om te sê, dat jy hoef nie te bid nie. Jy kan staan en net sê ba, 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 en die Heilige Gees gaan vertolk wat jy sê en gaan tot God spreek. Wat is reg en wat is verkeerd? Hier is ons op 'n terrein wat ongelooflik moeilik is om hierdie dinge te verklaar. En 'n mens moet eintlik 'n hele reeks doen oor die spreek in tale, oor die gawes van die Heilige Gees, voor 'n mens hierso tot 'n slotsom kan kom. Daarom vermaan ek vandag net, en ek sê, pas op vir die spreek in tale. Pas op vir iemand wat sê hulle spreek in tale, en dit nie werklik doen nie. Moenie mislei word deur so 'n persoon nie. Paulus het vir ons gesê, dat dit nie tot stigting van die gemeente is, as daar in tale gespreek word. Hy het gesê, as daar dan in tale gespreek word, laat hoogstens 2 of 3 dit doen, maar dat iemand anders dan uitlê wat daardie persoon gesê het. Want anders beteken dit niks vir die gemeente waarin hierdie woorde uitgespreek word nie. Wat is die doel van die spreek in tale? Soos ek sê, elkeen van hierdie dinge wat ek nou noem, is dinge wat verder kan gaan. En daarom wil ek nie vandag, ek is nie voorbereid om hieroor te praat nie. Ek wou u net gewys het op dit wat kan gebeur met hierdie punt. Waaroor dit hier gaan, is oor verdeeldheid. En dit is iets wat ons ook in baie gemeentes kry. Daar bestaan verdeeldheid tussen mense. En ons het hier gesien dat Jesus gesê het, dat as hy deur die behulp van Satan hierdie demone of duiwels, soos dit hier beskryf word, uitgedryf het, dan is Satan teen homself verdeel, en dan kan hy nie sterk wees nie. Ons sê ons is kinders van God, maar hoe dikwels is daar nie ook verdeeldheid by ons nie? Hoe dikwels is daar nie verdeeldheid in ons gemeentes nie? Die een groep wil sis en die ander groep wil so. As jy verdeeld is, dan kan jy nie vorder nie.
Ons moet God dien met 'n eensgesindheid. Ons moet probleme wat bestaan met ons uitpraat en ons moet leiding van God kry oor hoe om hierdie dinge te hanteer, want slegs dan sal ons God waarlik kan dien. Ons gaan voort en ons kyk na die volgende gedeelte waar hierdie gelykenis uitgespreek is. In elkeen van die evangelies word die gelykenis effe anders vertel. In Markus is dit as volg opgeteken, Markus 3 vers 22 tot 30. En die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het gesê, hy het Beelzebul en deur die owerste van die duiwels dryf hy die duiwels uit. En hy, dit is Jesus, het hulle na hom geroep en hulle deur gelykenisse gesê, met ander woorde, hy probeer hulle hier leer. Hoe kan die Satan uitdryf? En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. Dit wat ek net nou vir u gesê het, as die koninkryk van God teen homself verdeeld is, dan kan hy nie bly staan nie. Net so as die duiwel teen homself verdeel is, as die duiwel toelaat dat duiwels uitgedryf word, dan kan hy ook nie bly staan nie. En ons lees tog immers in Openbaring 20 vers 10, en die duiwel wat hulle verlei het, dit is aan die einde van die millennium van die 1000-jarige vrederyk, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar die dier en die vals profeet is, en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Met ander woorde, die duiwel bestaan voort tot die einde van die millennium. En daarom kan hy ook nie teen homself verdeeld wees nie, want dan sal hy nie so lank kan voortbestaan nie. Maar dit bring ons by die belangrike punt. Jesus gaan nog voortbestaan, selfs na die millennium. Dan kom die nuwe aarde en nuwe hemel en nuwe Jerusalem, waaruit Jesus gaan regeer. So hy is vir altyd daar, so die koninkryk van God mag nie verdeeld wees nie. Nou wat is verdeeldheid? Ons as mense is geneig om oor die geringste dingetjie verdeel te raak. As ek net kyk na verskillende groot denominasies in ons land, die een verwerp die ander omdat hulle gesange sing. Is dit reg so? Is dit die goed waarop ons klem moet lê? Ons stry so oor die klein dingetjies wat daar is, dat ons die groot opdrag vergeet. Die groot opdrag dat ons die evangelie van God moet uitdra, die evangelie van Christus moet uitdra na alle tale, volke en nasies. Hoekom stry ons so? Dit is die duiwel wat maak dat ons hierdie stryd voer, want in die proses kry hy dit reg om verdeling onder ons te bring en om ons van die groot sending opdrag af weg te roep, dat ons nie evangelisasie doen nie. Ons moet die kleinlike verskille wat daar tussen ons is, moet ons uitlos. En ons moet op die groot ding konsentreer. Ons moet op die verkondiging van die evangelie konsentreer, want dit is waarvoor ons geroep is. Ons lees hier, en as 'n koninkryk teen homself verdeel is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie, en as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie, en as Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde, en hierdie waar hy tot 'n einde kom, is dit wat ons lees in Openbaring 20. Niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan en sy goed roof, as hy nie eers die sterk man boei nie, en dan sal hy die huis berowe. Die evangelie is sterk, dit is die sterk man waarvan hier gepraat word. Maar hoe word hierdie sterk man geboei? Hierdie sterk man word geboei deur sy aandag af te trek, deur hierdie verdeeldheid wat in die kerk kom, deur die stryd wat daar is oor die klein dingetjies wat nie van belang is vir jou ewige lewe saam met God nie. Ons word so gevange geneem deur te stry oor die klein verskille, dat ons die groot goed ignoreer. Dit is so goed asof ons geboei is, want ons kan nie ons werk verrig as ons
onderling stry oor die klein dingetjies nie. Maar dit beteken nie dat ons 'n valsheid wat in die kerk inkom, moet toelaat nie. Ons moet praat oor valshede, maar ons valshede moet gebaseer wees op dit wat in die Bybel geskryf staan. En ons moenie menslike vertolkings van daardie gedeelte aanvaar nie. Ons moet God vra om daardie skrif aan ons te openbaar. Dit staan tog immers duidelik in Jakobus, dat as ons wysheid kort, ons dit van God moet vra, en hy sal die Heilige Gees in ons laat woon, in ons lei, dat ons kan verstaan wat reg en verkeerd is. Ons gaan voort met Markus. Voorwaar ek sê vir julle, al die sondes van die mensekinders, ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word, en al die lasteringe wat hulle mag uitgespreek het. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het, het geen vergifnis tot in ewigheid nie, maar is skuldig aan die ewige oordeel, omdat hulle gesê het, hy het 'n onreine gees. So moenie iemand anders beskuldig dat dit 'n onrein gees is nie. Dit kan dalk die Heilige Gees wees. Maar net so moet jy nie voorgee dat jy die Heilige Gees is en dinge probeer doen wat bewys. Ek kom weer terug na die spreek in tale. Moenie in tale spreek as jy weet jy spreek nie in tale, dat dit nie die Heilige Gees is wat dit jou laat doen nie. As ons kom by die spreek in tale, daar is ander gelowe, byvoorbeeld die Hindoes, wat presies dieselfde ding doen, hulle het ook 'n spreek in tale. En by hulle is dit nie die Heilige Gees wat dit bewerkstellig nie. So, uit sataniese kant kom hierdie ding voor, maar dit kom ook in die Christelike kant voor. En dit maak dat ons baie versigtig moet wees om nie die persoon te veroordeel wat in tale spreek nie. Maar daardie persoon moet besef dat hy homself of haarself gaan veroordeel as hulle sê hulle spreek deur die Heilige Gees. En dit is nie die Heilige Gees wat hulle so laat praat nie. Soos ek gesê het, hierdie is 'n verskriklike, moeilike onderwerp, en ek vind dit moeilik om daaroor te praat, want ek het nog nooit 'n behoorlike studie gemaak nie, maar in hierdie gelykenisse sien ons die belang daarvan. En elke keer word hierdie dinge vir ons saamgevat. Daar word vir ons gewys die beskuldigings, en dit is die kerkleiers hier, dit is die fariseërs wat kom en sê dat Jesus deur die owerste van die duiwels in staat gestel word om die duiwels uit te dryf, terwyl dit die Heilige Gees is wat met hom was om dit te doen. En dit maak dat hierdie kerkleiers nie vergewe kan word nie. In ons eie tyd, hoe lyk ons kerkleiers? Maak ons kerkleiers uitsprake soos wat die fariseërs gemaak het? Of is ons kerkleiers mense wat waarlik die Bybel ken, wat waarlik vervul is met die Heilige Gees, dat die Heilige Gees hulle lei om ook die woord van God te verklaar? Of kry hulle kennis uit boeke uit, wat mense geskryf het oor wat die mens dink, wat in die Bybel staan? Ons moet die Bybel bestudeer en ons moenie kragteloos wees. Ons moet God vra om ons te help om die Bybel uit te lê en te verklaar, dat ons kan weet wat in die Bybel staan. Lukas het ook hierdie evangelie, en in Lukas word dit as volg beskryf. En hy, dit is Jesus, het 'n duiwel uitgedryf en die was stom. En toe die duiwel uitgaan, het die stom man gepraat, en die skare het hulle verwonder. Maar sommige van hulle sê, deur Beelzebul, die owerste van die duiwels, dryf hy die duiwels uit. En ander het hom versoek en van hom 'n teken uit die hemel begeer. Met ander woorde, hulle probeer toets om te kyk, is Jesus God? Maar hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê, elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes, en 'n huis wat teen homself verdeel is, val.
En as die Satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf. En as ek deur Beelzebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle julle regters wees. Maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom. Jesus is deel van die drie-eenheid. God het hom na die aarde gestuur om te kom aan die kruis te kom sterf vir my en jou sondes. Maar aanvaar ons dit wat hy vir ons gedoen het? Aanvaar ons dit wat hy in mense se lewens doen? En dit wat ek al so dikwels gesê het, ons leef ongelukkig in 'n tyd waar daar ongelooflik baie mense is wat jou probeer mislei, wat voorgee dat hulle dinge doen in die naam van God. Maar doen hulle dit waarlik in die naam van God? In die reeks wat ons gedoen het oor Romeine het ons gesien, ek en jy mag nie oordeel nie. Maar ek en jy moet God vra om ons te help en ons die leiding te gee, dat ons kan sien of aksies van God afkom of nie. En daarom moet ons nie oordeel nie. Kom ons gaan voort met die opdrag wat God ons gegee het, en dit is om die evangelie van Jesus Christus te verkondig, waar ons ook al gaan. Lukas sluit dan hierdie gelykenis af, verse 21 tot 23 van Lukas 11. Wanneer 'n sterk man wat goed gewapen is, sy huis bewaak, sy besittings in veiligheid. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit. Hy wat nie met my is nie, is teen my, en hy wat nie saam met my versamel nie, verstrooi. En hier kry ons die opdrag van God, dat as jy nie met hom is nie, is jy teen hom. En is jy waarlik met God? Is jy waarlik met Christus? Voer jy die opdrag uit wat hy jou gegee het? Voer jy die opdrag uit wat hy aan die einde van Matteus vir ons gegee het, kort voor sy hemelvaart? Gaan uit na alle tale, volke en nasies en maak disippels van hulle. Doen jy dit? Want dit is jou hoofdoel in hierdie lewe. Jy moet saam met Christus versamel. Jy moet sy woord verkondig. Die Heilige Gees sal nat gooi en laat groei, maar jy moet die saad saai. En hier word dit weer eens beklemtoon, dat as iemand sterker is as jy, as die duiwel iemand stuur met meer oortuigingsvermoë, dan oorwin daardie persoon jou. En hy neem jou wapentuig van jou weg, want jy praat nie meer deur God nie, omdat jy in vals dinge begin glo het. Dit is waarom ek so waarsku, dat ons nie moet oordeel nie, maar ons moet ook nie toegee aan verkeerde dinge wat kan gebeur nie. Dat ons nie oordeel nie, maar kom ons gaan voort en ons doen ons werk, en ons bestudeer die Bybel, en probeer die woord van God verkondig, soos dit verkondig moet word. So as ons dan kyk na vandag se boodskap, kan ons opsommend sê, dat God drie-enig is, en dat God magtig is. God is sterker as die duiwel, en ons moet nie rondloop en die duiwel vrees nie, want dan trek ons die aandag van God af, en ons moet die aandag op God vestig. Daarom om rond te gaan en te soek, wie is die antichris? Jy mors jou tyd. Dit maak nie vir jou saak wie die antichris is of gaan wees nie. Jy moet God se woord verkondig. Moenie in jou vrees vir die duiwel net teen die duiwel praat nie. Jy bekeer nie 'n persoon, of jy plant nie die saad dat 'n persoon bekeer kan word deur net oor die duiwel te praat nie. Jy laat toe dat 'n persoon bekeer word deur die evangelie te verkondig, en dit is wat jy moet doen.
Dan het ons ook gesien dat sonde teen die Heilige Gees nie vergewe word nie. So moenie die dade wat iemand doen in die naam van God, deur die krag van die Heilige Gees, moenie sê dat dit die duiwel is wat dit veroorsaak nie. Jy weet nie. Moet jou nie op hierdie terrein begewe, as jy nie 'n kenner daarop is nie, maar voer die taak uit waarvoor God jou op aarde geplaas het. Moenie daardie persoon veroordeel nie, maar moet ook nie dat 'n persoon wat so iets doen, jou dalk mislei nie. Want die Bybel sê ook vir ons, al kom 'n engel uit die hemel en verkondig 'n ander evangelie, moet jy hulle nie glo nie. Jy moet glo die evangelie wat in die woord van God opgeteken is, en jy moet daarvolgens optree. Die belangrikste is, as jy nie vir God is nie, is jy teen hom. En net jy weet waar jy staan. Jy weet of jy vanoggend vir God is, of dade wat jy uitvoer wel in die krag van God is. Of het jy by een van hierdie groepe wat so sterk klem lê op spreekintale, 'n kursus bygewoon, wat hulle jou kwansuis leer om in tale te praat. As die Gees van God met jou is, het niemand nodig om jou te leer om in tale te praat nie. Die Heilige Gees doen dit. Maar nou kry jy van hierdie kerke, of sogenaamde kerke, wat jou opleiding gee oor hoe om in die Heilige Gees te praat. Is hulle waarlik van God of nie? Moet jou nie laat mislei deur mense nie. Vergeet van daardie goed, moenie daarna streef om hierdie gawe te hê nie. Want God het verskillende gawes gegee, en in die brief aan Korintiërs sien ons hierdie verskillende gawes. En as jy die gawe het om die sang te lei in die kerk, dan is dit die gawe wat God wil hê wat jy moet gebruik. Moet jou nie aan die ander dinge steur nie. Moenie die ander gawes begeer nie. Jy het dalk net die gawe om op 'n mooi wyse met mense te praat. Jy het die gawe om tot God te bid, dat jy die gemeente aan God opdra. Dan is dit wat jy moet beoefen. Moenie die ander gawes begeer nie. Dit wat God vir jou gegee het, is voldoende in jou lewe, en dit is wat jy moet uitleef. Hemelvader, ons kom in hierdie oggend na U en ons sê vir U dankie. Ons sê vir U dankie dat U seun na die aarde gestuur het om vir ons sonde te sterwe. Maar Here, dankie dat hy uit die dood opgestaan het, sodat ons ook vergifnis van ons sonde kan kry. Hy het die dood oorwin en so vir ons gegee dat ons sondes vergewe kan word. Here, gee dat ons nie gawes begeer wat U nie wil hê ons moet hê nie. Gee dat ons die gawes gebruik wat U vir ons gegee het. Here, gee dat ons nie oordeel nie, dat ons veral nie oordeel waar dit U is wat werk, en dat ons dit aan iets anders toedig nie, dat ons nie op hierdie wyse teen die Heilige Gees sal sondig nie. Here, maar daar is ook 'n sonde waar ons die Heilige Gees ignoreer, en dit is as die Heilige Gees ons na U roep, dat ons U roepstem hoor, dat ons hom sal vergewe, want dit is ook sonde teen die Heilige Gees. Gee dat ons sal luister na die Gees, dat ons sal doen wat die Gees ons beveel. Maar Here, lei U ons ook, en open U ons oë, ons ore, ons harte, dat ons sal weet wanneer dit die Heilige Gees is wat met ons praat, en wanneer dit 'n vals boodskap is wat by ons uitkom. Help U ons op die regte pad, en gee dat ons U evangelie sal uitdra, waar ons ook al is. Ek vra hierdie dinge om Christus ontwil alleen. Amen.